Welkom by nog 'n video-uitgawe deur Dirk eTeacher, e-onderwyser, met uniek geïllustreerde taalkonsepte in Afrikaans of Engels, aangebied as taallesse vir skool- en tuisonderrig. Bedrywende na leidende vorm 2 basies. Inhoud: 1. Identifiseer die werkwoord, onderwerp en voorwerp. 2. Die goue reël omkring die werkwoord eerste. 3. Bedrywende na leidende vorm stapsgewys. Lees, praat en skryf asseblief saam. Klik asseblief die skakel onder die video vir gepaste werkkaarte in PDF formaat. Meeste grafika, Microsoft Designer. Bedrywende na leidende vorm, onderwerp, werkwoord, voorwerp, agent. Bedrywende vorm, die onderwerp doen die handeling. Ons kyk na voorbeelde hier. Die werktuigkundige voorsien die motor. Stap 1. Identifiseer die werkwoord, onderwerp en voorwerp in daardie volgorde. Werkwoord eerste. Die werktuigkundige voorsien die motor. My werkwoord is voorsien. Wie of wat voorsien? Die werktuigkundige. Onderwerp. Die werktuigkundige voorsien wie of wat? Die motor. Voorwerp. Bedrywende vorm, teenwoordige tyd na leidende vorm. Onderwerp, werkwoord, voorwerp en agent. Regsonder is 'n vorm met 6 stappe, waar ons die stapvolgorde uiteensit. Vind die werkwoord, onderwerp en voorwerp, dis die eerste stap. Ons het dit reeds op die vorige skyfie gedoen. Nommer 2. Bepaal die werkwoord tyd van die bedrywende vorm. 3. Skuif die voorwerp van die bedrywende vorm na die onderwerpposisie van die leidende vorm. 4. Pas die werkwoorde aan volgens die werkwoordtyd. 5. Skryf die deelwoord van die hoofwerkwoord neer. Nommer 6. Plaas die onderwerp van die bedrywende vorm na deur in die leidende vorm. Dit word dus nou die agent. Hier is ons voorbeeldsin. Stap 2. Die bedrywende vorm na die leidende vorm plus word deur. Die werktuigkundige voorsien die motor. My werkwoord is voorsien. Die werktuigkundige is onderwerp. Die voorwerp is die motor. En dis bedrywende vorm. Word deur is my taalstruktuur vir teenwoordige tyd, leidende vorm. So, kom ons plaas nou die onderwerp vir die leidende vorm eerste. Die motor word deur die werktuigkundige, onthou dit is nou agent, voorsien. So my sin in die leidende vorm is, die motor word deur die werktuigkundige voorsien. En dit is voltooide sin vir die leidende vorm. Bedrywende vormsin, die onderwerp doen die handeling. In die leidende vormsin, die onderwerp is die ontvanger van die handeling. Bedrywende vorm na leidende vorm, onderwerp, werkwoord, voorwerp en agent. Fred versamel maanrotse, dit is ons voorbeeldsin. Eers die stappe hieronder, vind die werkwoord, onderwerp en voorwerp is stap 1. 2. Bepaal die werkwoord tyd van die bedrywende vorm. 4. Skuif die voorwerp van die bedrywende vorm na die onderwerp van die leidende vorm. Pas die werkwoorde aan volgens die werkwoord tyd. 5. Skryf die deelwoord van die hoofwerkwoord neer. Dis nou in die leidende vorm. En 6. Plaas die onderwerp van die bedrywende vorm na deur in die leidende vorm. Dit word nou die agent genoem. Die taalstruktuur vanaf die woord versamel, wat ons hier het in die bedrywende vorm, in die leidende vorm word dit word versamel. Die bedrywende vormsin, die onderwerp voer die handeling uit. My werkwoord is versamel. Wie versamel? Fred. Onderwerp. Fred versamel wat? Maanrotse. Voorwerp. Bedrywende vorm. Kom ons begin nou met die leidende vorm. Maanrotse, onderwerp,
van die nuwe sin word deur Fred, is nou die agent, versamel. My werkwoord kom aan die einde. En omdat die werkwoord met vir begin, V-E-R, is daar nie 'n ge nie. So ons kan nie sê geversamel nie. So dit bly doodgewoon versamel in hierdie geval. Dis leidende vorm. Kom ons som net op. Leidende vorm, die onderwerp is die ontvanger. In die bedrywende vorm, die onderwerp voer die handeling uit. Bedrywende na leidende vorm, onderwerp, werkwoord, voorwerp en agent. Die duiwe pik die sade, dis ons nuwe sin. Taalstruktuur, pik word gepik in die leidende vorm. Daar is ons sin, die duiwe pik die sade, die werkwoord is pik, die onderwerp is die duiwe en die sade is die voorwerp en dit is bedrywende vorm. Nou begin ons met die uitleg van die leidende vorm. Die sade wat die voorwerp was in die bedrywende vorm word nou die onderwerp in die leidende vorm. Die sade word, daar's altyd 'n werkwoord in die tweede posisie of dit die hoofwerkwoord is of wat ook al. Hier in hierdie geval in die leidende vorm is dit die woord word vir die teenwoordige tydsin. Die sade word dan deur is my voorsetsel wat pas by die leidende vorm formule. Die sade word deur die duiwe wat nou my agent word. Dit is die vorige sin, die bedrywende vorm sin se onderwerp. Nou noem ons dit die agent. Die sade word deur die duiwe gepik. En daar's my voltooide deelwoord aan die einde van die sin. En dit maak die leidende vorm sin voltooi. Ons kan opsom. Bedrywende vorm sin, die onderwerp doen die handeling. En in die leidende vorm sin, die onderwerp is die ontvanger van die handeling. Baie dankie vir jou saamkyk, luister en deelname. Vir skriftelike inoefening klik hierdie skakel onderaan die video. beinthere.co.za PDF packages. Elke PDF is op een van hierdie video's gebaseer. Kyk na die video nommer bo aan die PDF werkstuk waar die werkstukke nou heen verwys word. Herspeel die video as jy meer hulp nodig het. Vir soortgelyke en ander video's klik die YouTube skakel hier van Dirk e-Teacher playlists in die description onder die video. Baie dankie, mooi loop!